Vriende, hartlik welkom by vanoggend se erediens en nagmaal, so op die 4de Sondag in Paastyd, natuurlik ook beter bekend as Goeie Herder Sondag of anders gestel Roeping Sondag. So vanoggend dink ons sommer in besonder na oor die goeie herder wat by ons is, wat betrokke is, ons lei, sorg, beskerm, ken, ons liefhet en uiteindelik weet ons dan ook na gelang van die lydensgebeure en die paasgebeure ook vir ons sterf aan 'n kruis en weer opstaan. Nico Simpson het so 'n paar jaar gelede hierdie pragtige uitbeelding gemaak en dis vir my eintlik so 'n mooi manier om Goeie Herder Sondag op te som. En ek wil sommer uitnooi om net so vir 'n oomblik daarna te kyk en jouself daarin te verbeel, laat die prentjie deel word van jou, dat dit jou lees, ook waar ons vanoggend so saam in die goeie herder se teenwoordigheid is. Vanoggend is natuurlik ook 'n baie spesiale geleentheid want dit is Moedersdag. Nou kan ek sommer sien so met 'n opsteek van die hand is daar darm enige moeders wat koffie in die bed gekry het. Ek sien dis hoekom FC laat is want hy moes gou ontbyt klaarmaak. Daar's hy. Ek sien daar's 'n paar wat darm bederf is vanoggend. As jy nog nie bederf is nie, dan weet ons dat dit heel moontlik nog op pad is. So vir die wat dalk vergeet het, ek sien so oral langs die pad, kan jy blomme koop en so aan. So maak maar gebruik daarvan. Vriende, vanoggend is 'n oggend waarop ons in besonder en hierdie is 'n dag waarop ons in besonder dan nadink oor mense wat moederlike figure in ons lewens is, wat met 'n moederhart teenoor ons leef. So ons wil sommer vir elke persoon wat vanoggend hier sit net sê baie dankie en dankie vir die voorreg om ook op so 'n manier vanoggend hierdie geleentheid saam te kan vier. Net so een of twee afkondigings. Eerstens, as jy vanoggend dalk vir die eerste maal hier is, en jy voel hierdie is 'n gemeenskap waarvan jy wil deel bly, na afloop van die erediens, gaan ek hier voor by die nagmaaltafel wees. My kollega Bernice is hierdie naweek bietjie met verlof, so ek sal hier sommer hier voorkom ontvang. So asseblief kom gee vir ons die naam en nommer dat ons ook so gou moontlik 'n draai kan kom maak. Dan dink ons ook aan Petro Reder, Marilyn gesin en Alfred en gesin met die afsterwe van Mani, dierbare eggenoot, pa en oupa. 'n Dankdiens vir sy lewe is Vrydag vanuit ons erediensruimte gehou en dit was baie keurig aan mekaar gesit deur Dominee Bernice en deur Dominee Andrei. Ons kon saam sy lewe vier en hierdie blomme wat vanoggend hier voor is, het ons Vrydag ook gebruik. So dis so besonders dat ons dit so tweeledig kan aanwend, dat ons kan onthou, maar ook saam kan vier. Dan vriende, Betsy Skaap het haar voet gebreek verlede week of nou in die week, donderdag aand met 'n frats ongeluk. So sy gaan nou 'n redelike lang pad na herstel moet stap, so ons bid saam met haar, ons dink aan haar en ons wil sommer net baie dankie sê vir Anneke Mills wat vanoggend op baie kort kennisgewing vir ons dan ingestaan of kom instaan, so baie dankie daarvoor, ons waardeer dit opreg. Ek het so op my lys gekyk, ek sien ons het amper presies 'n jaar gelede wat ons so saam in die erediens bedien het, so dankie vir die hier wees vanoggend en die bereidwilligheid, ons waardeer. Vriende, verjaarsdag, vandag is Henry de Tooy en gister het Carmen verjaar, Stefan Klopper, Johan Leroux, Lelani Potgieter, Ivan Pretorius en Leon Taljaard. En in die week het ons vir Roan Engelbreg, en dan die 13de, dis Dinsdag, is Mareike Meter, Wian Skuman en Friedel van Sail. Vir die van die wat nie weet nie, Mareike werk in die kantoor, so bel haar die hele dag, dat sy niks gedoen kry nie. En dan het ons ook vir Erna Lou, die 14de, Tanya Schmidt en Mariet Swanepoel, en dan die 15de Mei is Jolani Kriek, Jopie van der Vecht, en die 16de is Pieter Pretorius. Mag het sommer 'n geseënde verjaarsdag wees. As ons dalk iemand nie genoem het hier nie, laat weet asseblief vir ons by die kantoor. Partykeer is dit so dat ons is in 'n hele proses om al ons administrasie agter mekaar te kry in terme van ons lidmaatregister, so laat weet gerus vir ons asseblief, ons sal dit hoog op prys stel. Vriende, vanaand vir die eerste keer in 'n baie lang tyd het ons weer 'n aanddiens om 6 met al hierdie
lang naweke en vakansies het ons behoorlik hierdie jaar 'n klomp strepe deur 'n klomp maande eintlik getrek, spesifiek April. So ons is so opgewonde om vanaand elke liewe tiener hier in die erediens te kan verwelkom. So vir die ouers van tieners, asseblief, as dit moontlik is, stuur hulle in ons rigting. Ons begin weer met die nuwe verbintenisgroep ook vanaand wat nou die volle pad stap na volgende jaar toe. Soos jy weet, is dit 'n 2 jaar pad van graad 10 tot graad 11 tot in graad 12. So ons begin nou met die nuwe siklus. So asseblief, as jy graag verbintenis ook wil doen of 'n jong mens, probeer asseblief daar wees, ons sal dit regtig waardeer. Dan vriende, soos jy weet, is ons betrokke by Daybreak House, dis hier in Baileys Makkelneek en ons gemeente is nou op gereelde basis daar besig om hulp te verleen en na die babatjies om te sien vir tye. So baie dankie vir almal wat al aangemeld het, die wat al bietjie gaan diens doen het, dit word hoog op prys gestel. Ons wil egter vra, hulle het hierdie week laat weet, daai babatjies raak nou groot, so hulle het so 'n bietjie 'n behoefte aan seentjiesklere vir ouderdom 2 tot 3 jaar en dan ook doeke. So as jy dalk voel dat u daar 'n bydrae wil maak, u kan sommer net vir die kantoor laat weet, ons kan by u kom oplaai, u kan by ons kom aflaai, dit sal regtig hoog op pryse gestel word. En dan by Urban West, vriende, Peas in a Pod, baie dankie vir die gemeentelede wat nou al verjaarsdagkoeke gebak het. Soos jy weet, is daar 'n klomp jong dames wat daar woon, dis in die middestad self en ons gemeente het nou al soveel kinderharte bly gemaak met verjaarsdagtye en dan wil ons sommer net dankie sê, daar's sommer 'n klomp mense wat so tussenin ook om bederfies aflaai wat ons vir hulle kan vat, van 'n skuimpie tot 'n cupcake tot enigiets. So as jy voel jy is besig om te bak en daar so ietsie oor, asseblief laat weet, hulle so 20 dogters daar, hulle waardeer elke liewe bederf en dis vir hulle regtig baie spesiaal om sommer net so, veral in hierdie wintertyd is mens mos maar 'n bietjie peselrig, nie waar nie. So dink sommer aan hulle ook. Dan Dynamic Women for Children, vriende, ons vat so 'n bietjie saam met hulle hande rondom Regaai. Nou, hulle is 'n organisasie wat eintlik soos 'n groot naskool funksioneer en hulle kyk spesifiek na kinders in die namiddag en help met ekstra klasse. Dis amper soos 'n nasorgdiens vir hulpbehoevende kinders. En hulle het vir ons hierdie week net gevra, ek en Frans wat die voorreg gehad, 'n bietjie by hulle te gaan verder kuier en ons het groot planne saam vir 'n Regaai kleuterskool wat dan nou ook daar in Pretoria Wes is. En ons gaan nog lekker saam hande vat. Het hulle net genoem, hulle het in hulle by hulle fasiliteite het hulle so 'n groot klerebank en deel van die klerebank is 'n plek waar jy kan kom 'n matriekafskeidrok of 'n pak leen of 'n balrok as jy byvoorbeeld na 'n bal toe moet gaan. Dis nou spesifiek vir die kinders wat nie die vermoëns het om so 'n duur uitgawe aan te gaan nie. So hulle gaan dood eenvoudig na die klerebank toe en ek en Fransja was daar binne, daar's die mooiste goed en hulle kom leen dit dan vir die geleentheid. So as jy dalk een van jou kinders pakke of balrokke het in 'n kas wat stoffe gaar, hierdie is 'n wonderlike plek om dit voor te gee. Ek wil nou nie die taal gebruik van om iemand anders te seën daarmee nie, maar partykeer weet ons daai rok wat in ons kas hang is nie meer ons nie, iemand anders moet dit gebruik. So as jy dalk voel dis 'n plek waar jy 'n verskil wil maak, na afloop van die erediens kan jy sommer vir ons laat weet of net die kantoor bel. Ons sal kom oplaai en dit gaan 'n klomp jong mense se harte baie bly maak. So baie dankie vir almal. Ek weet sommer dat dit beloof om ook 'n geseënde projek te wees. Dan vriende, ons wynveiling sou julle in die nuusbrief sien, skuif na die einde van die jaar toe. Ons het so 'n bietjie gesien, ons program raak redelik druk met en dik ook met al hierdie vakansie daar, maar soos my kollega in die brief sê, ons is nie hoog en droog gelaat in die Junie maand nie. So die 20ste Junie het ons 'n wynproegeleentheid hier by ons in die saal. Sarensberg Wynlandgoed kom dit vir ons aanbied, hulle 'n wynmaker en Angus Taylor, die beeldhouer kunstenaar, gaan ook hier wees en dit beleef om sommer net saam met Nick van Huisteen 'n wonderlike aand te wees. So ons gaan binnekort verdere inligting hieroor gee, maak net 'n knoop in jou oor en dan kan ons daarom net so vooruit bietjie kuier alreeds in Junie maand.
En dan, dit waaroor almal baie opgewonde is Pinkster 2025. Van die 25ste tot die 29ste Mei is Dominee Dani hier by ons vriende. Nou Dominee Dani was vir baie jare leraar in hierdie gemeente gewees en daar is sommer 'n klomp mense wat al gebel het en gesê het, is dit waar, kom hy regtig? Ja, dit is. So kom kuier heerlik saam van die 25ste tot die 29ste, soos ouer gewoonte is daar lekker kos in die aand na die tyd, kom kuier saam, kom vier fees en kom wees sommer net deel van 'n wonderlike Pinkstertyd. Ons is so opgewonde om almal te verwelkom. En dan vriende het François Wessels die 14de Mei, die 16de Mei en die 17de Mei het hy 'n uitstalling van beeldhouwerk. Jy moet net in die 14de Mei laat weet vir hulle of jy wel gaan bywoon met 'n klavieruitvoering deur Colette Toy en dit beloof regtig om 'n besondere geleentheid te wees. Die tema van die uitstalling is Epsilon, 'n gesprek met onsekerheid. So ons wil almal hartlik uitnooi, dis nie hier nie, dit is by hulle woning, kontak hulle gerus of vir die kantoor vir meer navraag, maar moet dit asseblief nie misloop nie. Dit is dan ons mondvol afkondigings. Dis so lekker om weer in kwartaaltyd net weer 'n bietjie mekaar in die oë te kan kyk, so ons is so dankbaar daarvoor. Vriende, ek wil vra dat die kinders so vir 'n oomblik hier vorentoe kom saam met al die fasiliteerders asseblief. Ons vier vandag Moedersdag en dit beteken dat ons vier dat ons maas ons krone op ons kop hou, nie waar nie, nee, dat hulle kyk na ons, dat ons soos prinse en prinsesse groot word. Natuurlik is ons maas ook dikwels die kokke en natuurlik die paas ook in ons lewens. En maas help ons om partytjies te vier, hulle is ons grootste ondersteuners, hulle maak ons mooi en as ons val dan help hulle ons altyd op. En daarom gaan ons vandag vir Moedersdag, gaan ons vir al die vroue wat in die erediens is, sommer net so ietsie uitdeel. Dit is sommer 'n teesakkie met 'n KitKat, want maas het ook soms 'n break nodig, nê? Nee. Wat sê die advertensie? Have a break, have a KitKat, julle is wakker. So ons gaan vir elkeen, saam met die fasiliteerders, vir elke dame wat vandag hier sit, gaan ons sommer 'n geskenkie uitdeel. So ek wil sommer vra die fasiliteerders, julle kan solank net vir ons die mandjies reg kry en dan kan julle elkeen sommer by hulle net so 'n handvol vat, onthou van die galery en dan kan ons seker maak dat ons net tot agtertoe uitdeel en ons sê sommer net dankie vir Blooming Her Way wat dit dan ook vir ons so keurig voorberei het.
Sy dankie vir al ons jong mense en dankie vir elke liewe persoon wat gehelp het met die maak en die uitdeel. Dit is regtig baie spesiaal en Anneke, baie dankie vir die gepaste lied. Dit pas so mooi. You raise me up to more than I can be. Ons waardeer. Vriende, ons gaan eers die nagmaal saam vier vanoggend voordat die kinders kinderbediening toe gaan. So ons gaan eers almal weer net terug na ons banke toe. As daar dalk iemand is wie se pakkie nie KitKat meer in het nie, hy het uitgeval. Dankie vir die ruim skenking, waardeer. Vriende, kom ons word stil voor die Here. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en die stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. NG Kerk Waterkloof, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees, ons herder, troos en sorg. Amen. Kom ons staan en dan antwoord ons op hierdie seëngroet van die Here. Ons sing 'n baie gepaste lied saam, lied 577 vers 1, 3 en 5. Dis die bekende lied, die Heer my herder sorg vir my. Dis 'n lied op die melodie van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Kom ons staan. Terwyl ons so sit, nooi ek U om sittend saam met my U geloof te bely. Ek glo die Here is my herder. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Daarom kom ek niks kort nie, en ek weet hy lei my altyd op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want hy is by my. In sy hande is ek veilig. Ek glo in Jesus Christus, die goeie herder, wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Amen. Ons wil vra dat die
kerkraad vir ons die tafel vanoggend dan in gereedheid sal bring, want ons weet deel van die herder se rol is ook koninklik. Hy laat ons aansit by die feesmaal. So ons vra dat die kerkraad vir ons dan nou ook die tafel in gereedheid bring.
So met die musiek in die agtergrond wil ons sommer net vra as daar dalk iemand is wat oorgeslaan is met die tekens, dan kan jy net vir ons 'n aanduiding gee sodat ons u kan bedien. Die brood wat ons breek, herinner ons vanoggend dat die Here kom sê, ek is jou herder, en jy kom niks kort nie. Daarom breek ek vir jou die brood, as 'n teken van my liggaam, wat gebreek is, om tot voedingsbron te wees vir jou, elke dag, om vir jou lewe te gee. Eet dit, weet dit, dat Christus vir ons gebreek is, maar ook weer heel gemaak is in die opstanding. Die goeie herder sê ook, ek bring jou by waters waar daar rus en vrede is. Dit beteken dat ons ook vanoggend die beker by die goeie herder ontvang. Hierdie beker is vir ons vanoggend die teken dat Christus, die herder se liggaam, gebreek is, maar dat sy bloed ook gevloei het tot 'n volkomme versoening van ons sondes, maar soveel meer, sodat ek en jy nuut en vars kan lewe, 'n opstandingslewe kan geniet, ten spyte van die uitdagings van hierdie wêreld.
Gee nou geleentheid vir ons kinders voorskool tot graad 6 om saam met die fasiliteerders Leanda, Larissa, Stefan, Zabeth, Magdal en Hanlie dan ook na die saal toe beweeg waar ons dan ook verder gaan met die kinderbediening vanoggend waar ons praat oor God wat ook 'n hen is wat sy kuikens, haar kuikens onder haar vlerk bymekaar maak. Ons skriflesing vanoggend is uit Johannes 10 en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 21. Dis Johannes 10 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Die woorde gaan op die bord verskyn. U is ook welkom om in die Bybels te volg. Ek lees vir ons saam uit die 2020 vertaling. Johannes 10 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower, maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie begryp wat hy vir hulle sê nie. Jesus het toe weer gesê, amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Die skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurarbeider wat nie 'n herder is nie en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug, en die wolf vang en verjaag hulle. Omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en my eie ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het ook ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Hulle moet ek ook lei en hulle sal na my stem luister en daar sal een kinde wees en een herder. Om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê, en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. Oor hierdie woorde het daartoe weer verdeeldheid onder die Jode ontstaan. Baie van hulle het gesê, hy het 'n demoon en is kranksinnig, waarom luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van iemand wat van 'n demoon besete is nie. 'n Demoon kan tog nie blindes se oë oopmaak nie. Ons lees dan tot sover. Nou vriende, julle sal met my saamstem vanmôre dat skapies, veral die kleintjies, vreeslik oulik is. As mense egter 'n skaap leer ken, kom jy gou 'n paar goed van 'n skaap agter. Goed wat dalk nie so aantreklik is nie. Om te begin, het 'n skaap nie noodwendig 'n baie duidelike wil en 'n duidelike mening nie. 'n Skaap hardloop nogal agter alles aan wat vir hom of haar lekker lyk. Die skaap het nogal die manier om graspol vir graspol te verdwaal. Nou, hoe werk dit? Die skaap wy, sien 'n graspolletjie, sê, graspolletjie, eet dit op. Kyk op, sien, graspolletjie, eet dit op. En as skaap dan opkyk, dan is skaap verdwaal. Graspol vir graspol. Blootgestel aan die elemente van die veld, weg van die trop, weg van die herder. Om dinge erger te maak, is 'n skaap nou nie eintlik 'n dier wat homself of haarself baie goed kan beskerm nie. Veral nie teen roofdiere nie. Om die waarheid te sê,
Dit voel baie keer vir my of 'n skaap eintlik half hard probeer om iets oor te kom. Nee, hulle doen moeite om in die moeilikheid te beland. Skape is ook maar redelik vuil, hulle het modder. Dis nie 'n maklike dier behalwe as hulle geskeer is nie. Hulle sukkel om tussen hekke en heininge te onderskei. Hulle sukkel om die openinge in die heininge te sien. Hulle raak maklik paniekerig. Hulle het daarom oppassers nodig, skaapwagters, skaaphonde, om na hulle om te sien. Het julle al agtergekom as jy so na 'n skaap kyk en hy skree, dis glad nie melodieus nie. Dis glad nie 'n mooi stukkie musiek nie. Dis iets soos help, help. 'n Skaap verdwaal maklik, graspel vir graspel. Die beste plek om te sien hoe skape verdwaal is in 'n winkelsentrum. In die waterlemoentyd. As die waterlemoene so uitkom en almal stap so en klop en vryf. Niemand weet wat hulle moet hoor nie. Niemand weet of dit riffeltjies moet wees of glas glad moet wees nie. Maar almal klop en almal vryf met die een doel voor oë en dit is om die beste, soetste waterlemoen te kry. Mense verdwaal maklik, graspel vir graspel. Ons volg dikwels die nuutste giere. Ons hardloop graag in heininge vas. Ons mis dikwels die punt. Ons is baie kwesbaar. Ons soek al daai dinge wat ons ego streel. Dit wat ons verslawings moontlik so 'n bietjie kan aanspreek. En dit bring ons dikwels net in nog meer moeilikheid. Vriende, ons is mense wat in hierdie lewe sukkel om te onderskei tussen dit wat belangrik is, dit wat onbelangrik is. Iemand sê in hierdie teks, die heel belangrikste ding oor hierdie teks is, jy moet iewers as mens jouself skaap verklaar. Dis die heel moontlikste of heel moeilikste ding om te doen. Want die oomblik as jy jouself skaap verklaar, dan kan jy probeer om 'n wyse skaap te wees. En dit is moeilik om skaap te wees, want ek het nog nie gehoor van 'n sportspan met die naam die Blou Skape nie. Dit bestaan net nie. Dit klink net nie aggressief genoeg nie. Maar skape is ons skape. Laat my dink aan die dominee wat daar in Israel die groep op 'n toer vat. Nou vertel hy vir hulle vol smaak oor hierdie herders wat nou so voor die skape uitloop en die skape wat agter hulle aanloop en hulle stemme hoor en dan volg hierdie skaap, hierdie herder, want hierdie skaap ken spesifiek hierdie herder se stem. Maar toe die bus so deur die platte land ry, toe sien hulle ewe skielik, maar hier's die herder besig om hierdie skape met 'n sweep aan te jaag. En die dominee is woedend en hy vra vir die busbestuurder, maar wat gaan nou hier aan? Die busbestuurder sê, nee, moenie bekommerd wees nie, dis nie die herder nie, dis die slagter. Vriende, waar in hierdie lewe word ek en jy aangejaag en waar volg ons? Hierdie is 'n teks wat gaan oor onderskeiding, om te hoor, om reg te hoor, om te probeer onderskei in hierdie lewe, wanneer loop ek agter die goeie herder aan, en wanneer word ek gejaag deur 'n klomp dinge, 'n klomp goed, wat my vreugde wil steel, wat my energie wil steel, wat my menswees wil steel, wat my sin wil steel, wat wil steel wat saak maak in my lewe. Nou ek dink is Maslow wat gesê het dat daar by die leerproses so 'n bietjie van 'n vaardigheidsspel is. Jy het so 4 fases wanneer dit kom by om iets te leer. Nou, die eerste ding, en ons gebruik sommer die voorbeeld van motorbestuur, is unconscious incompetence. Het julle al gesien as 'n jong mens 'n kar moet bestuur vir die eerste keer? Hulle klim agter daai stuurwiel in asof hulle presies weet wat hulle moet doen. Nee, hulle is gereed. Maar gou kom hulle agter, hulle is consciously incompetent. Die koppelaar, die stuurwiel, die flikkerlig, niks van hierdie goed wil lekker saamwerk nie.
En dan begin hulle leer. En dan kom jy by conscious competence uit 'n plek waar jy doelbewus sê, okay, nou trap ek die clutch in, nou kyk ek 100 keer agter my vir die K54 en dan ry ek vorentoe. En dan uiteindelik kom jy op 'n plek waar dit weer unconscious competence is, waar jy dit kan doen sonder om te dink daaroor, waar die kar nie meer doodtrek nie. Natuurlik in meeste families, vriende, is dit so dat om die vrede te bewaar en om seker te maak dat die familie na so 'n bestuurskool ervaring of so 'n familiebestuursles nog by mekaar bly, betaal jy iemand in duurste van 'n bestuurskool om dit eerder te kom doen, want anders is die familie se verhoudings ook daarmee heen. Daar's daarom niks so erg soos om iemand te moet probeer leer nie. Dis 'n senitergende besigheid. Maar vriende, dis die lewe ook. Ons kom op 'n plek waar ons moet oefen om te onderskei, waar ons moet oefen om regtig te kan onderskei wanneer stap ons agter die goeie herder aan en wanneer is dit 'n klomp slagters van hierdie lewe wat my doeteenvoudig net aanjaag, moeg maak, uitdaag. Hoe kan ek en jy op 'n plek kom waar dit makliker is, waar ons die geraas van die wêreld kan afdraai, sodat ons uiteindelik kan onderskei, wanneer is dit Christus, en wanneer is dit sommer net 'n klomp ander dinge, wat dit moeilik maak. Want ons kan maar vanmôre vir mekaar sê, die stemme daar buite is geweldig baie. Die uitdagings ongelooflik. As 'n mens so kyk na die jong mense vandag in skole, op universiteite, dit waarmee hulle eintlik, as ons nou die Engels kan gebruik, moet deel mee, nee, dit wat oor hulle pad kom, dan word 'n mens eintlik op 'n manier bekommerd. Want daar's net soveel goed wat oor hulle pad kom. Ons wat vandag hier sit, sal saamstem dat die geraas van die wêreld al hoe meer raak, dat dit al hoe minder maklik is om werklik te onderskei wie Christus in ons lewens is. Maar die belangrikste beginpunt van Johannes 10, vriende, is om kwesbaar en broos te wees. Om op 'n plek te kom waar ek en jy vir mekaar kan sê, maar ons is afhanklik, ons is kwesbaar en ons is broos en ons mag dit wees. Nou, ek het nou al die voorreg gehad om so 'n bietjie met 'n klomp skaapboere oor die jare te doen te kry, veral vanuit 'n boerdery gemeenskap. Wat my altyd aangegryp het, is dat boere hulle skape dikwels ken aan hulle tekortkominge. Daai is die een wat vrotpotjie het, daai is die een wat 'n hap in die oor het, daai is die een wat mank loop. Daar lê vir my iets waardevol daarin om ook te kan weet dat ek en jy rou eerlik, net soos ons is, na die goeie herder toe kan gaan. En kan sê, hier is ek. En Here, help my, want ek is unconsciously incompetent. Maar help my om op 'n plek te kom, help my dat die lewe so met my oefen en gebeur, dat ek by conscious competence kan uitkom, waar my lewe as 'n navolger van Christus, om sy stem in hierdie wêreld te hoor, en ons moet dit met soveel versigtigheid sê, want dit is sensitief om sommer net te praat oor God se stem, maar hierdie ritme van my lewe van agter Christus aanloop, dis iets wat geoefen word, dis nie net iets wat gebeur nie. Nou vriende, ek en jy kry dit nogal reg om dikwels onsself in die heininge behoorlik vas te hardloop. Ons gemeente is lief vir kunswerke, en kunswerke help ons so 'n bietjie om iets van 'n mistiese ervaring te hê, en ons probeer regtig kunswerke deel maak van ons gemeenskap, en die volgende kunswerk, dink ek, sal almal van ons wat vanoggend hier sit behoorlik mee kan assosieer, want dis dikwels die plek waar ons onsself in hierdie lewe bevind, omdat dit vir ons so moeilik is om agter Christus aan te stap, om die goeie herder te volg. Dis 'n kunswerk geskep deur kunstenaars spesifiek in Suid-Afrika.
Ons daag onsself dikwels op maniere uit waar ons eie stem probeer volg. Waar die lewe ons uitlik op die spreekwoordelike roosters laat beland. Daar's vir my so 'n paar gedagtes in hierdie teks as 'n mens hermeneuties daarna gaan kyk en ek nooi jou uit om dalk net so vir 'n oomblik saam met my daaraan te kou. Die eerste is wees geken. Wees geken. Wees geken deur die goeie herder wat jou ken. Deel jou hart. Probeer in jou daaglikse ritme werklik doelbewus tyd maak om iewers jou hart voor die Here uit te stort. Te sê, Here, hier is ek. U ken my deur en deur. U is teenwoordig. Maar Here, ek sukkel so om teenwoordig te wees in my eie storie. Oefen onderskeiding. Probeer net vir 'n oomblik vra, maar wanneer stap ek agter die herder aan en wat is dit wat my aanjaag? Want vriende, te veel van ons is uitgebrande kindertjies van liewe Jesus. Te veel van ons hardloop in die heininge van hierdie lewe vas. Het voel vir my, as ek na my eie lewe kyk, of ek te dikwels uit asem deur dit gaan. Moeg aan die ander kant uitkom. Ek het al vertel van die klein seentjie, toe hulle vir hom vra, wat wil hy word as hy groot is, toe sê, as ek so na my ma en my pa kyk, dan weet ek nie wat ek wil word nie, maar wat ek gaan wees is moeg. Besef jou afhanklikheid. Daar in die Skotse Hooglande is dit so dat wanneer skape daar ook graspel vir graspel verdwaal in die rotsrande, dan beland hulle partykeer op rotsluiste en dan kan hulle nie weer terugkom nie. En is interessant, die herder sal hulle dan vir dae daar los, amper tot hulle heeltemal gedehidreer is, om hulle dan te gaan haal, want anders sal hulle probeer wegkom en afspring by die rotsluis. Nou ek sê vanoggend beslis nie dat die Here ons op plekke los om eers te dehidreer voordat hy die pad verder saam met ons stap nie. Maar vriende, daar lê iets daarin om te besef dat dit dikwels aan die einde van my eie kragte is waar die beginpunt van geloof is. Waar ek besef dat my hulp van die goeie herder kom en dat ek nie noodwendig altyd net myself kan help nie. Dan natuurlik die voorbeeld van die herder. Daar's 'n plek waar ek en jy ook uitgenooi word om anders as die trop te leef, om die herder te volg, na te volg, om werklik te ervaar hoe ons ook 'n geloofsvoorbeeld vir 'n wêreld kan wees. En ons leef in so 'n kosbare land en my net weer hierdie week aangryp. Ek weet nie of u gesien het die video van die gradeplegtigheid by Fort Heer in die Oos-Kaap, waar die hele liewe gehoor Sari Maree saam gesing het nie, daar in die hartland van die Oos-Kaap. En besef net, ons leef in 'n land en ons het net nou 100 jaar van Afrikaans gevier en een van my vriende sit na gelang van hierdie kort video, sit hy nogal op Facebook. Dis nou die verskil tussen om te veg vir 'n taal en 'n taal te vier. Dit het my so getref om net te besef dat ons uiteindelik as jong mense en volwassenes en mense wat dalk in die laaste seisoen van ons lewens genoop word om te vra, maar wanneer ek agter die herder aanstap, is dit nog steeds 'n veg of is daar 'n vier element? Want Johannes 10 kom sê so mooi, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons het vanoggend saam die nagmaal gevier, beleef dat Christus dit vir ons kom gee het. Die doopvont herinner ons vanoggend, ons is gekies, op die naam geroep, ons behoort aan die Here. Die Christuskers brand, want Christus werk en leef in elkeen van ons. Vriende, miskien
moet ek en jy net doelbewus elke oggend wakker word en die eerste ding wat ons doen is en moet wees is om te vra, hoe gaan ek vandag agter die herder aanstap? Hoe gaan ek die herder se stem herken? En hoe gaan ek afhanklik van die herder leef? En uiteindelik ook 'n herder word vir my gesin, vir die gemeenskap waarvan ek deel is. Ons gaan vanoggend net so bly sit en dan sing ons saam lied 519 as 'n gebed. En wanneer ons dit saam sing, dan word ons net herinner dat in die geraas is die Here op pad met elkeen van ons. En ons hoef nie 'n duidelike, helder stem te hoor nie, maar ons kan oefen die ritme, die geloofsgewoonte van agter Christus aanstap. Kom ons bly net so sit. Ons gee nou geleentheid om die Here dan ook te dien met ons offergawes.
besef nou net, ek sê oor daai kort video, dis Sari Maree, dis suikerbossie, skus. Vriende, wanneer ons leer om met onderskeiding te leef, dan sê ons uiteindelik, Here, leer my u wil, u doel met my. Dit beteken dat ek myself moet bereid verklaar om werklik klei te word dan ook, nie net skaap nie, maar klei, sodat ek gevorm kan word, gemaak kan word. Dit beteken dat ons nie altyd weerbarstige klei moet wees, daai klei wat terugbeklei nie, maar klei wat werklik sê, Here, hier is ek, net soos u wil. Kom ons staan. Mag die pad verrys om jou te ontmoet, die wind altyd teen jou rug en die son warm op jou gesig. Tot ons weer ontmoet, mag die reën sag val op jou land, mag God jou behoed in die palm van sy hand. Amen.